Baie welkom by C'est la vie. Gerard kan nie hier wees nie, hy is oorsee, hy het onlangs sy meestersgraad verwerf, en dit met lof gedoen, en hy is uitgenooi om referaat te gaan lewer in Slowakye, saam met sy professor daar, en ek kan nie by die ateljee wees, om saam met Dreyer 'n gesprek op te neem nie, maar kom ons dink tog saam, vandag, oor dit waarmee ons Sondag begin het. Moses, het Gerard gesê, het op 80 uiteindelik by die ware ding gekom, waarvoor God hom geroep het. Maar vroeër in sy lewe, 40 jaar van tevore, was daar tog ook 'n gewaarwording, die Here wil hom gebruik. Hy moet 'n verandering bring in sy volk se situasie. Moses moes leer hoe om God se stem te hoor, hoe om die regte besluite te neem. Vandag ook omdat dit lydenstyd is, lent, waar ons wil sê, Here, enige iets wat verhinder dat ek u wil doen of u stem hoor, iets wat dalk vir my te belangrik is, wil ek eenkant sit. Ek wil 'n bewustheid hê, ontwikkel, ek wil groei daarin, om u wil te ken. Miskien kan ons 'n oefening saam doen, wat ek wil noem, Kolossense 3 vers 17, lent oefening. Dit gaan oor besluite, né? Keuses, om te weet wat die regte ding is. En Sondag het ons gehoor, Moses moes die vermoë om daardie roeping, wat moet ek doen met my lewe, te onderskei. Die regte keuses vir my lewe te maak, en vandag, die tyd waarin ons leef, jy's gebombardeer met keuses. Waar gaan ek bly? Wat se loopbaan moet ek hê? 'n jong mens vandag is wêrelde weg van jong mense 50 jaar gelede selfs. Wat sê nog eeue gelede? Daar was jou pad maar redelik nou. Die keuses was min wat jy sou moes maak. Vir die keuses van ons lewe is dan natuurlik morele oorwegings. Kennis is baie belangrik. Maar die meeste van ons keuses het nie regtig te doen met reg en verkeerd nie. Dis om te kies tussen goed wat almal reg lyk. Waar moet ek bly? Dis nie 'n morele vraag nie. Wat 'n werk moet ek doen? Met wie moet ek trou? Verkeerde keuses, al maak jy geen morele fout in die keuse, dit was nie oneerlik of onsedelik jou keuse nie, kan tog jou lewe vir jare beïnvloed, positief of negatief. En die lentoefening waaraan ons vandag dink, is 'n oefening wat ons herinner aan hoe elke besluit, alle besluite, groot en klein, bepalend is vir die koers van my lewe. En bepalend is vir wie ek besig is om te word. So hierdie Kolossense 3 vers 17 lentoefening, sy doel is om bewus te word van, ek kan dit miskien noem, gewone, ongewone dinge, of andersins, ongewone, gewone dinge. Hierdie lentoefening is om vir een hele dag te konsentreer op
elke besluit van die dag. Na te dink oor elke keuse. Om eintlik die aand voor jy gaan slaap, voor die volgende dag, te besluit, die hele volgende dag gaan ek bewus wees van elke besluit, groot en klein. Hoe laat gaan ek opstaan? Gaan ek nou na my selfoon kyk? Hoeveel keer gaan ek vandag na my selfoon kyk? Na Facebook? Of na ander sosiale program? Hoe laat gaan ek opstaan? Gaan ek tee of koffie drink? Hoekom? Wat gaan ek eet vir ontbyt? Wat gaan ek aantrek? Gaan ek 'n stilte tyd hê? Gaan ek daardie oproep maak na daardie vriend of na my ma of na iemand toe wat ek al die tyd voel ek moet? Hoe gaan ek reageer in die oomblik wanneer ek dalk voel iemand kom my te na of komplimenteer my? Om vir 'n hele dag te poog dat niks net outomaties gebeur nie, dat die dag nie met jou gebeur nie, maar dat jy die dag leef asof jy oor elke ding dink, oor elke reaksie, oor elke optrede. Wat is my besluit, my keuse in hierdie oomblik, in hierdie situasie? Dis 'n oefening om Paulus se woorde in Kolossense 3 vers 17, een hele dag, letterlik, en met 'n doelbewuste besluit te probeer toepas. Wat sê Kolossense 3 vers 17? Dit sê, wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here, en dank God die Vader deur hom. Jou keuses bepaal nie net jou geskiedenis nie, dit vorm ook jou toekoms. En meer as alles, vorm dit wie jy besig is om te word. Elke dag word jy gevorm om meer 'n dwaas of meer 'n wyse persoon te word. En soos jy gevorm word, groei jy al hoe meer in die vermoë om die regte keuses te maak, of verloor jy al hoe meer die vermoë om die regte keuses vir jou lewe te maak. So 'n ingesteldheid dat elke keuse tel, doen iets aan 'n mens. As jy het vir een dag doen, maar eintlik vir jou hele lewe. Dit maak 'n mens 'n soekende, 'n nederiger mens en natuurlik 'n baie meer verantwoordelike mens wat besef, my lewe skep iets. Ek veroorsaak 'n realiteit. Soos die Engelse woord, the gift of causality. Dis 'n vreesaanjaende gawe, 'n vermoë in 'n mens. Jy begin die belangrikheid besef van elke besluit. En dit word 'n wonderlike medisyne. 'n teenvoeter vir verkeerde dinge soos impulsiwiteit, verwaandheid of om keuses ligtelik te doen en later uitvind dit was 'n dwaase keuse. So, dis die eerste ding wat so Kolossense 3 vers 17 bewustheid aan ons doen. Om bewus te word van gewone, ongewone dinge of gewone dinge. Daar is geen keuse, geen besluit van die eerste oomblikke van my dag af wat nie baie belangrik en vormend is nie. Dit het 'n tweede effek op ons, so 'n Kolossense 3 vers 17 oefening. Help ons om in elke saak te wonder wat God se perspektief oor die saak is. Spreuke 3 vers 5 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Om 'n nederige onderliggende wantroue te hê in jou eie mening, om te verstaan selfs dat jou eie temperament
Jy kan laat glo, jy behoort op 'n manier op te tree, terwyl jou optrede eintlik dwaas kan wees. Jy kan dink jy's reg en jy's verkeerd. Om 'n wantroue te ontwikkel in jou eie instinktiewe verstaan en te begin sê, al verstaan wat tel, is God se. Al perspektief wat saak maak, is syne, en ek wil dit kry. Dit sal implikasies hê vir hoe jy leef. Jy gaan die Bybel begin leer lief kry, want daarin kry jy God se perspektief. Jy sal dit jou hele lewe lank as die basisboek van jou lewe sien, dit lees en bestudeer en oordink. Jy verdiep jy op 2 maniere in die Bybel. Die eenvoudige begin is om die duidelike uitsprake oor reg en verkeerd te aanvaar en sê, dis my riglyn vir my morele keuses. Die skrif staan soos besluite oor waarheid en eerlikheid en reinheid en seksualiteit en die huwelik. Met ander woorde, om te sê, jou morele waardes word nie bepaal deur jou kultuur of ander mense se idees nie, of jou eie begeertes of idees nie, maar deur die skrif. Deur God se perspektief. Dit bepaal jou perspektief. Nou seker ongeveer so 'n kwart van die keuses van die lewe is sulke keuses, morele keuses oor reg en verkeerd. Moet ek die kilometers op my kar terugdraai voor ek dit verkoop? Moet ek toegee aan 'n gevoel van verliefdheid vir iemand terwyl ek getrou moet wees aan my lewensmaat? Vir sulke keuses glo 'n gelowige daar is 'n duidelike standaard, steun nie op jou eie insig of voorkeure nie, of begeertes nie, of versoekings nie, of verduidelikings nie. Daar's 'n duidelike riglyn in die skrif, maar daar's ook moeiliker keuses. Hoe weet ek wat God se perspektief is? Wat presies moet ek met my geld doen? Vergeet nou eerlikheid en oneerlikheid. Wat moet ek met my tyd doen? Hierdie keuses sê, wat is die ewige implikasies? Hoe belê ek my lewe? Wat verwag God van my? Waaroor gaan ek verslag doen? Wat was die begroting van my lewe? Om my lewe altyd te beskou van die perspektief van die ewigheid, maak dat ek nie net goed soek na God se perspektief oor reg en verkeerd, morele keuses nie, maar oor alle ander keuses. Wat is presies reg vir my? Is nie verkeerd om Pretoria toe te trek nie, maar is dit reg vir my om dit nou te doen? Nou vra ek God se perspektief, Here, wat sal U bly maak? So bly dat U vir my sal sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt, diensmeisie, oor weinig was jy getrou, oor veel gaan ek jou aanstel. Nou raak dit nie meer net te soeke na die duidelike uitsprake oor wat reg en verkeerd is, vir alle mense, soos wat die skrif sê nie. Nie meer net 'n gehoorsaamheid oor God se geskrewe perspektief, wat duidelik is nie, maar ek begin soek na hoe Hy wil hê ek my vandag myself moet gee. Nie net 'n oorgee aan wat die skrif klaar sê vir alle gelowiges nie, dit is natuurlik belangrik. Ek sê dit wil ek graag doen. Ek weet byvoorbeeld klaar, Jesus het gesê dat ek, net soos die fariseërs en die skrifgeleerdes, 'n tiende van my inkomste vir sy werk moet gee, maar ek moet meer as dit doen, sê ek moet ook reg en geregtigheid en liefde en genade soek. Here, nou kom ek met elke besluit. Neem beheer van elke verhouding, elke droom, elke plan, elke gesindheid, elke transaksie, alles van my lewe. En 'n Kolossense 3 vers 17 oefening is om dit vir een dag met die groot en die klein van die lewe te doen. As jy God se perspektief begin soek, begin jy aan alles dink, asof dit groot implikasies het, selfs ewige implikasies. Wat sal ek môre, oormôre, oor 'n jaar voel? Hoe sal ek voel oor die besluit? Wat sal ek in die ewigheid daaroor voel? Of oor die gewoonte? Soek ek na 'n soort wysheid
wat na my lewe sal wys, ek het goed gekies. En natuurlik, om nie wys te wees in jou eie oë nie, sal beteken, jy neem nie net jou verstaan van God se perspektief ernstig op nie, maar jy is nederig genoeg om vele perspektiewe van God se perspektief. Hoe dink jou vriend oor wat God sê? Raadgewers, ouers, mentors, leiers. Spreuke sê op een plek, 'n mens is amper blind vir jouself. Jy sien deur jou oë, maar jy sien nie jou eie oë nie. Soos baie keer as ek na myself luister in 'n opname, dan dink ek, klink ek so, dit kan nie ek wees nie. Maar vir jou vriende is dit presies jy. Omdat jou ore jou stem eintlik van binne af hoor, klink jy vir jouself anders as wat jy vir mense klink. Jy weet nie eintlik hoe jy regtig na buite klink nie. En daarom het jy ander mense nodig, 'n gemeente, 'n groep vriende soos dalk daar in jou sirkel, 'n huwelik wat mekaar vorm. Spreuke 15 sê planne misluk sonder beraadslaging, maar deur die veelheid van raadgewers kom dit tot stand. En natuurlik, in ons Kolossense 3 vers 17 oefening, sê ons vir een dag, Here, wil ek leef asof die groot raadgewer, die groot raadsman noem Jesaja hom, elke oomblik by my is. Here, ek wil U nie net leer ken in die bladsye van die skrif nie, maar in die stil stem van my hart, by elke ete, elke gesprek, hoe ek maak, hoe ek kerk toe gaan. Ek luister kinderlik na 'n preek, praat dit nie dalk met my nie. Ek wil jou uitnooi, probeer so een dag, so te begin, vanaand te reflekteer. Kom ek dink oor, hoe dit begin met ontbyt, was die volgende gesprek, wat was my pligte, hoe het ek gemaak met my liggaam, met my gemoed, met my uitdagings en versoekings, beproewings, met mense wat my dalk verkeerd opgevryf het, 'n hele dag te vat en te sê, Here, hierdie was 'n dag saam met U. En wie weet, dalk kan ons groei om elke dag so te leef, elke dag te leef asof die bos brand by die ontbyttafel. Die bos brand as ek my foon oopmaak om iets te kyk op Facebook. Oral sê God, is ek hiervan deel. Mag ons so 'n pad loop en volgende week praat ons weer met jou, veral in hierdie lentydperk, oor Moses se lewe. Ek hoop in ons sirkels sal hierdie gesprek vir julle sinvol wees. En ek wil jou uitdaag, maak so een dag eksperiment, doen dit kinderlik, doen dit deeglik. En miskien kan ons dan volgende week in ons sirkels verslag doen. Hoe was so Kolossense 3 vers 17 dag vir jou? Mooi dag verder.